Markus 12. Kom ons sluit die oë. Here, vir die gawe van die woord eer en dank ons U. Dankie Here dat ons hierdie woord mag lees, dat ons hierdie woord in ons eie taal mag hê, en dat ons U ook deur hierdie woord kan leer ken. Dis ook ons gebed, o Here, dat U deur hierdie woord ook vir ons as U gemeente sal rig, sal stuur en U wil aan ons sal bekend maak. Gebruik U woord vormend in ons lewe, o Here. Ons pleit dit van U af, in Jesus se naam. Amen. Voordat ons lees, ons derde martelaar van ons reeks, die derde persoon by wie ons vir 'n oomblik stil staan, wat gelei het, wat homself geoffer het, deur die Romeinse owerhede tereggestel is, terwille van hierdie geloof, terwille van hierdie verhouding, waarvan ons ook die voorreg het, om deel van God se kinders te mag wees. Cyprianus van Karthago, hy is gebore 210 na Christus, en hy is 258 na Christus vermoor. Hy was 'n invloedryke biskop, en 'n vroeë Latynse kerkvader, wat 'n groot rol gespeel het, in die vorming van die Westerse kerk. Hy was aanvanklik 'n welgestelde retorikus en 'n regsgeleerde, maar in 246 na Christus het hy hom tot die Christendom bekeer, en daarna het hy 'n priester geword. En in 249 na Christus is hy tot biskop van Karthago verkies, en het hy die kerk deur moeilike tye van vervolging en epidemie gelei. Dit is baie belangrik om te onthou, dat pes en plaag was nie vreemd in die vroeë tye gewees nie. Daar is 'n paar boeke wat geskryf is oor The Rise of Christianity and the Triumph of Christianity, wat juis afspeel in die tyd van die groei van die kerk van die Here Jesus Christus, van 30 na Christus tot dat Konstantyn afgekondig het dat die Christelike geloof die wettige geloof, of die enigste geloof van die hele Romeinse ryk moet word. En wat interessant was, dat een van die kernaspekte van die vroeë kerk, wat hulle so betroubaar gemaak het in hulle bediening, was juis dat hulle, as daar pes en plaag uitgebreek het, het die mense gevlug en die stede leeggelos, maar die Christene het agtergebly, en hulle die siekes, die armes, die hulpeloses en die wese versorg. En Cyprianus was een van die wat 'n leidende rol in die versorging van mense in hierdie tyd gespeel het. Hy het sterk standpunt ingeneem oor die hantering van afvallige Christene, en ook oor die geldigheid van die ketterdoop, wat hom in konflik met die biskop van Rome gebring het. Interessant, die ketterdoop, enige iemand het sommer net links en regs gedoop, of hy nou 'n geleerde was of nie, of hy gekwalifiseer was of nie, of hy die ware leer verkondig het of nie, hulle het dit net links en regs gedoen, en Cyprianus het gesê, nee, so kan dit nie gaan nie, en dit het hom in groot onguns gebring. Tydens die sogenaamde pes van Cyprianus het hy die kerk se liefdadigheid en versorging van siekes georganiseer, en sy geskrifte oor kerkeenheid en sakramente het groot invloed gehad op die Latynse teologie. In 258 na Christus is hy onder keiser Valerianus gearresteer, is hy verhoor, en op 14 Desember in Karthago is hy onthoof. Sy kalm en waardige houding tydens sy teregstelling het hom die titel van martelaar besorg, en sy nalatenskap leef voort as 'n simbool van geloofsgetrouheid en leierskap in die vroeë kerk. Hy het gestaan op die gedagte dat geloof en navolging van Christus leef binne in die geloofsgemeenskap. Of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan, maar dis daar waar geloof uitgeleef word. Hy was bekend dat hy gesê het, hy kan nie God as vader hê, as hy nie die kerk as moeder het nie. Dit is die ingesteldheid wat hy gehad het
oor sy, amper sê ek, verhouding met God die Vader en die band en die pad wat hy met die kerk van die Here Jesus gehad het nie. Hy was verbind aan Christus se kerk soos 'n man aan sy vrou. Dit was sy nalatenskap wat hy gelos het. Markus 12 vers 41 tot 44. Jesus het reg oor die offergawekus gaan sit en kyk hoe mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld kom ingooi. Daar kom toe 'n arm weduwee en sy 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekus gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes leef. In Lukas word daar ook oor haar gepraat. 8 versies in die Bybel. 2 evangelies wat na haar verwys. 2 evangelies wat duidelik, of 2 evangeliste wat duidelik 'n indruk op hulle lewe gelaat gehad het, as ek dit so kan sê, as gevolg van dit wat hier in die tempel gebeur het. Hierdie vrou het niks gebring nie in die oë van die mense. Kom ons sit net bietjie die gebeure in perspektief. Sondag aand het ons stil gestaan by die tragedie van selfbehoud. Ons is uitgedaag met die ryk jong man en eintlik sy tragiese nalatenskap wat hy gelos het. Gister Abraham wat sy nalatenskap geoffer het, sy heritage, sy alles, want dis wat Isak was. Isak was die belofte, dit was die verbondskind, ons het lank genoeg gister daarby stilgestaan, en vanaand ontmoet ons 'n weduwee, of dalk ontdek jy haar vanaand weer opnuut, maar ons ontmoet iemand wat haar lewensbestaan voor God kom neerlê. Haar alles, haar reg om te leef. In die Bybelse tye was die weduwees en die wees in 'n baie lae sosio-ekonomiese stand. Dink maar aan die verhaal van Rut en Naomi, toe Naomi terugkom huis toe. Dink maar aan ander verhale in die Bybel waar die weduwee se seuns genees of weer lewend gemaak is. Die Bybel is vol van die verhale. Wat belangrik is om te onthou, dat 'n weduwee in die Bybelse tyd was gesien as aan haar eie lot oorgelaat. As sy nie 'n losser gehad het, as haar man byvoorbeeld welgesteld was en hy het grond gehad ensovoorts en sy het agtergebly en daar was nie 'n losser wat dit kon oorkoop en vir haar kon sorg nie, was sy in haar eie ellende oorgelaat, want weduwees mag nie handel gedryf het of gewerk het in die Bybelse tyd. Die vroue mag het nie gedoen het, daar moes 'n man wees wat die grond bewerk. Nou sien ons dan nou dat indien die vrou se man dan nou net dalk 'n dood eenvoudige handlanger was, en hy te sterwe gekom het en die vrou agtergebly het en sy geen inkomste gehad het nie, was sy oorgegee aan haar eie lot, want die mense het geglo sy moes regtig besonders iets sleg gedoen het om haar in hierdie situasie te plaas. Wat het verkeerd gegaan in haar lewe dat sy so uitgegee is? So die enigste manier hoe sy sou kon 'n lewe vir haarself maak is of sy moes weer trou, of sy moes prostitusie bedryf, of sy moes bedel. Interessant genoeg, en die Here Jesus beklei met die Fariseërs in die vorige paar verse, dit het so baie gebeur dat die weduwees uitgebuit was deur die Fariseërs. Want die Fariseërs het as regters opgetree in die regsgeding wanneer daar nou oorlossingsreg besluit moes word, wanneer 'n persoon nou na vore moes kom om die weduwee se grond te koop en dan haar onder sy sorg te neem, en dan die Fariseërs se huise vir hulle self ingepalm. So die weduwee is in haar eie lot oorgelaat.
Die Here Jesus praat daar met die Fariseërs in die vorige deel, as hy sê, terwyl Jesus die mense leer, het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerdes wat daarvan hou om met swierige klere rond te stap en om in die straat begroet te word. Hulle wat die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplekke by die feesmaaltye wil hê. Hulle palm die huise van weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal swaar gestraf word. En net daarna gebeur hierdie gebeurtenis. Jesus gaan sit in die tempel, regoor kan die offergawe kus, en hier kom 'n vrou ingestap. 'n weduwee. Die oë sou gedraai het, en wat soek sy hier binne? Wat kom maak sy? Dis dan nou die offerdag. Interessant dat die Bybel dit so mooi inkleer, dat hy sê, die ryk mense het baie geld kom ingooi. Nonchalant daar ingestap met hulle swierige klere, en eintlik die geld so in die offergawe kus gegooi. Jy moet hoor hoe klingel die sakmunte, want ek meen, ek is mos nou hier, ek bring my offer, ek is mos nou hier, en hier stap hierdie arme vroukie in, en sy gooi niks werd in die offergawe kus in. Toe haar offer val, toe hoor Jesus dit. Toe haar offer val, toe sien Jesus dit, toe erken Jesus dit. En hy sê, hierdie vrou het meer gegee as julle almal. Sy het nie uit haar oorvloed gegee nie, maar uit haar armoede het sy alles gegee wat sy gehad het om van te leef. In geldwaarde was haar offer ongelooflik klein, 2 lepton. 2 lepton was gelyk aan 1/64ste van 'n denarius. En 'n denarius was die gewone dagloon vir die tyd. So sy gee 2% van 'n dagloon. Spreekwoordelik gaan knip jy daai denarius in 64 dele en sy gee eenetjie van dit. 1 stukkie. Julle dis regtig niks werd nie. Maar vir haar was dit haar alles gewees. Haar gawe is minder as 2% van 'n dag se loon, die kleinste praktiese bedrag wat sy kon gee. Volgens menslike maatstawwe piepklein bedrag hê, maar in God se oë magnifiek. Want sien, hierdie gedeelte openbaar vir ons 'n geheimenis. God meet nie die bedrag van 'n offer nie. Hy meet die bedoeling van die hart en die vertroue waarmee dit gegee word. Soveel mense praat met ons, met my, en sê, maar dominee, wat kan ek gee? Ek het dan niks. Mense voel skuldig omdat hulle min het om te gee. Hoe het ons daar gekom dat mense skuldig voel om min te gee? Maar soos ek weer sê, die gee is hier beside the point. Dit gaan hier oor dit wat hierdie boodskap vir ons wil vertel. Sy word 'n voorbeeld van 'n radikale vertroue en 'n totale oorgawe aan God. Sy hou niks terug nie. Sy plaas selfs haar eie voortbestaan in God se hande. Dis wat sy doen. Sy het haar laaste gebring. As sy by daai tempel uitstap, het sy nie 'n idee hoe sy van hier af gaan vorentoe gaan nie. In die ryk man se oë, wat is die nou? Ons kan nie eens iets hiermee doen nie. Maar dit was haar alles. Dit was haar alles. Ek dink sy het miskien maar so huiwerig verbygestap en ons het altyd as studente, as dit offertyd is in die kerk, dan sit jy jou hand so diep in die sakkie met die min geld, en hulle moet tog net nie sien dat jy niks gee nie, maar as jou hand diep in die sak steek, kan lyk dit dan asof jy iets gee. Nou ek wonder of sy nie maar net 'n hand so diep in die kus gesit het. Laat die mense tog maar nie moet sien, maar Jesus sien. Jesus weet wat daar gebeur. Want Jesus hoor as niks val in die offergawe kus van God se koninkryk. Hy hoor dit. Hierdie weduwee en Abraham het nogal baie in gemeen. Tempelberg, offertyd, Berg Moria.
Abraham gee nie uit oorvloed nie, hy is bereid om sy enigste seun te gee, die seun van die belofte. Die weduwee gee eweneens alles wat sy het, om van te leef. Albei se offers is radikaal en vloei uit te vertrou op God se voorsiening. Abraham hoop, glo, vertrou dat God 'n offerlam sal voorsien. En hierdie vrou kom en sy vertrou dat God vir haar sal sorg, selfs as sy niks oor het nie. Die grootste kritisie kan maar sê, maar sy het mos geweet sy kan dit nie bekostig nie. Die grootste kritisie kan maklik sê, maar hoekom gee jy hierdie môre moet ek nou weer vir jou brood gee? Ons gaan môre aand ook weer bietjie stil staan as ons kom by die salwing van Jesus se voete oor kritiek wat gegee is oor die manier hoe iemand wil aanbid. Maar ons los dit vir môre, is net so advertensiebreek. Maar hierdie weduwee vertrou. Sy vertrou haar alles, en hoe doen sy dit? Here, nou het ek regtig niks. Kaal hande, kaal voete, Here. Die weduwee teenoor die ryk jong man, beide was nageslag van Abraham. Beide was bekend met Abraham se verhaal, want sy sou nie in die tempel gewees het as sy nie Abraham se storie geken het nie. Die ryk jong man sou ook die toegang in aanhalingstekens gehad het om Jesus te kom konfronteer waar hy mense leer, as hy nie Abraham se verhaal geken het. Hulle was al twee Jode, maar in twee verskillende kante van die wêreld. Hulle omstandighede drasties van mekaar verskil. Hy het baie, maar hy wil nie gee nie. Sy het min, maar sy gee alles. Beide verhale se offer gaan oor alles. Die weduwee gee net letterlik 100% van dit wat sy het. Die ryk jong man word gevra om 100% te gee, maar hy kan nie. Hy word gevra, sy het gedoen. Jesus moes haar nie uitnooi om te gee nie. Sy het van self na vore gekom. En weet julle wat is vir my so ironies hartseer? 10 teen 1 het hy skrifgeleerdes en fariseërs haar in daai posisie gesit. Maar sy kom nog steeds. Want sy laat nie toe dat haar omstandighede, haar oorgawe en haar vertroue op God beïnvloed nie. Die verskil lê nie in die hoeveelheid besittings nie, maar in die toestand van die hart. Die weduwee het niks oorgehou vir haarself nie, maar sy het vertrou dat God vir haar sal sorg. Die ryk jong man wil alles vir homself hou, maar hy kan nie Jesus vertrou nie. Een is arm, maar ryk in die geloof, en die ander is ryk, maar arm in die geloof. Nou watter een is dan nou die geseënde, as ek dit dan nou op so 'n manier kan sê? Want die een het besef waaroor dit werklik gaan. Silwer en goud bepaal nie wie ek is in die oë van die Here nie. Jesus se les is daarom baie duidelik. Dit is nie hoe baie jy gee wat tel nie, maar hoeveel van jou hart in jou offer is. Die weduwee gee uit liefde, geloof en totale afhanklikheid van God. Die ryk jong man wou Jesus by sy rykdom voeg, maar hy wou nie sy rykdom prys gee vir Jesus nie. Dit het vir die ryk jong man juis gegaan oor homself, oor hoe hy nog beter, nog sterker en ouliker as te ware kan raak. Hierdie weduwee is uitgegee, sy het niks meer oor nie. 'n Totale vertroue, 'n totale afhanklikheid op die voorsienigheid en die sorg van God in haar lewe. Ons lees in Hosea 6 vers 6 die volgende woorde, want ek verwag troue liefde, nie offers nie, kennis van God eerder as brandoffers. Hierdie vers beklemtoon God juis dat hy nie 'n meganiese of 'n verpligte nakoming van rituele soek nie. Hy soek 'n verhouding, 'n lewende verhouding wat sigbaar is, wat geopenbaar word, wat kenmerkend is aan totale vertroue. Nie op my bates nie, maar juis 'n vertroue op God wat voorsien. Hierdie vers leer ons verder dat 'n
egte, liefdevolle verhouding met God word juis weerspieël in lojaliteit en barmhartigheid, 'n omgee vir ander en getrou aan God wees, kennis van God, om hom werklik te leer ken en volgens sy wil te lewe, as ook 'n opregte hart, 'n lewenswyse van bekering en gehoorsaamheid, eerder as net blote oppervlakkige godsdienstigheid. Ons kan nie meer kerk speel nie, ons hart moet in hierdie saak wees. Die boodskap is duidelik. Jou hart, jou bedoeling van jou hart moet swaarder weeg as die offer wat jy in die offergawe kus wil gooi. Hierdie weduwee se offer het hart getuig, waar haar hoop, haar troos en haar voorsiening vandaan kom. Uitgegee, uitgeleef, nie nou meer ek nie. Die uitdaging wat vir ons gestel word is om weer opnuut te besef dat ons leef in 'n verbruikerskultuur waar vrygewigheid dikwels as transaksie beskou word. Ek gee iets sodat ek iets kan terugkry of sodat God my moet bevoordeel. Die verhaal van die arm weduwee breek hierdie denke oop. Ware godsdienstigheid gaan nie bloot oor die uiterlike daad van gee nie, maar oor die totale oorgawe, vertroue en liefde vir die lewende God. Maak nie saak wat dit my kos nie. Here, die lading op ons is swaar. Dit wat ons moet verwerk is groot. Ons kom bid, Here, dat U vir ons hierin genadig sal wees, dat U vir ons hierin sal lei, dat U vir ons hierin sal help, Here, om ook onverskrokke op U te kan vertrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.